Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se laaste diens vir die jaar 2025. Kan jy dit glo? Die jaar het gekom en gegaan, hy is op sy einde. En ek wil sommer net jou bemoedig en sommer ook ons reeks vir Januarie afskop, wat ek noem intentioneel. En vanaand meer spesifiek, wil ek jou uitdaag om reg te kies. Reg te kies in hierdie jaar wat voorlê, in elke situasie waarin jy mag beland. Kom ek lees eers vir jou die bekende Psalm 1 en ons lees so die eerste paar versies. Welgeluksalig is die man en sekerlik dan ook die vrou wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Oor die jare was daar baie dwaallere en misverstande rakende voorspoed, die sogenaamde prosperity teaching. Dit het soveel mense verwar en dit het baie vrae laat ontstaan. Die feit bly staan, God is 'n vader, hy's 'n pa, wat wil hê dat dit moet goed gaan met sy kinders. Al beteken dit dalk dat sy idee van voorspoed nie noodwendig altyd lyk soos ons idee van voorspoed nie. Nou, die ou vertaling gebruik hierdie mooi woord welgeluksalig, wat eintlik 'n samestelling van woorde is, welgeluk salig. Baie vertalings noem dit nou net geseënd. Dis so 'n mooi woord wat voorspoed van die hele menswees beskryf. Die wel het te doen met my liggaam. My liggaam is wel, ek is gesond. Geluk het te doen met my sielsmens. Hier waar my emosies lê, wel geluk, ek is gelukkig. En salig het te doen met my gees. Nou, die vraag is hier aan die einde van die ou jaar en die begin van die nuwe jaar, wat moet ek doen as ek hierdie goddelike voorspoed na gees, siel en liggaam wil beleef in 2026? Na aanleiding van Psalm het ek 1 of 2 voorstelle om te maak. Die belangrike ding is, ons gaan intentionele besluite moet maak. So daar's goed wat ons moet kies om te doen en daar's goed wat ons moet kies om nie te doen nie. Jou besluitneming, jou intentionele besluitneming is so belangrik. So kom ons praat eers oor, wat moet ek kies om nie te doen nie? Nou wil ek dieselfde versie net vir jou 'n gedeelte uit die Amplified Bible lees. Vers 1 sê, blessed, en dan verduidelik hy hierdie woordjie. Hy sê, fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and their example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers or ridiculers. Moenie wandel in die raad van goddelose mense nie. Die raad en die planne van goddelose mense lei tot verwoesting. Dit lei tot dood. Ek en jy moet gehoorsaam bly aan God se woord. Dis waar jy jou raad moet kry. En dan sê hy, moenie staan op die weg van die sondaars nie. Wanneer jy met sondaars meng en jy moet dit altyd wees met die uitsluitlike agenda om hierdie sondaar by Jesus uit te kry. Maar in die proses moet ons so versigtig wees, dat jy nie afgetrek en ingesluk word deur sonde nie. Jesus se voorbeeld is klassiek, en ek en jy moet altyd daarop let. Hy was lief vir sondaars. Ek en jy moet lief wees vir sondaars, bid vir sondaars. Maar ons moet die sonde haat, want sonde lei tot dood. En ons moenie by dit betrokke raak nie. En dan sê hy, moenie sit in die kring van spotters nie. Pas op, kind van die Here, vir kinderpraatjies. Pas op vir ligsinnige praatjies, onsedelike praatjies. 2 Petrus 3 vers 3 in die Nuwe Lewende Vertaling sê, heel eerste wil ek julle herinner, dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn, wat van waarheid bespotlik maak, en doen net waarvoor hulle lus is. Pas op daarvoor, dat jy nie deel van spotters is nie. So kies om hierdie goed nie te doen nie.
Wat moet ek doen? Wat moet ek kies? En wat moet ek wel doen? Ek lees vers 2 vir jou in die Amplified. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, his precepts and teachings, he habitually meditates day and night. Dit word vir hom 'n habit, dit word vir hom 'n gewoonte. Wees lief vir die woord van God. Lees dit, bestudeer dit, mediteer op God se woord, memoriseer God se woord, leef en gehoorsaam God se woord. Hy sê oordink God se woord daagliks. Laat toe dat die Heilige Gees, die logos, die geskrewe woord, kom rema maak, kom lewende woord maak binne in jou. So ons moet intentioneel besluit wat om te doen en nie om te doen nie. Hier is die tweede ding. Voorspoed is die resultaat van goeie intentionele besluite. Hoor wat sê vers 3 in die Amplified. Hy sê, and he will be like a tree, firmly planted and fed by streams of water, which yield its fruit in its season, its leaves does not wither, and in whatever he does, he prospers and comes to maturity. As jy kies om in God se woord en in God se wil te bly, is jy soos 'n boom wat naby water geplant is. Wat gebeur? Daar's altyd hoop. Ander kry dalk swaar weens die droogte, maar jy's gewortel in God se lewende water. Jy's vrugbaar. Jy dra die vrug van die Heilige Gees, selfs in ongunstige tye. Jy's immer groen. Jy verwelk nie in moeilike tye nie. Inteendeel, jy bied koelte vir ander wat swaar trek in moeilike tye. Jy's suksesvol. Hierdie voorspoed het nie net te doen met finansiële voorspoed nie. Dis 'n voorspoed van jou hele menswees. Dit praat volgens Psalm 1 eintlik van iemand wat volwasse geword het as gevolg van die goeie besluite wat hy geneem het. Kan ek afsluit met my wens vir jou vir 2026? Die derde boek van Johannes vers 2 sê, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Ek wil gou 2 voorbeelde gebruik om my punt te illustreer. In Genesis 24 vers 40 kry ons vir Abraham. Hy bid vir sy diensknegt wat vir Isak 'n vrou moet gaan soek. En dan bid hy dat hy voorspoedig sal wees. Nou om konteks te gee, Abraham was een van die rykste mense wat ooit gelewe het. En tog bid hy vir voorspoed. En hier is die punt wat ek wil maak. Ryk mense is nie noodwendig voorspoedig nie. Aan die ander kant kry ons in Genesis 39 vers 23 lees ons van Josef wat voorspoedig was. Selfs al was hy 'n slaaf en al was hy in die tronk. En hier is die punt wat ek wil maak. Teëspoed maak jou nie noodwendig onvoorspoedig nie. Net soos wat geld en 'n oorvloed daarvan jou nie noodwendig voorspoedig maak nie. Iemand wat voorspoedig is iemand wat klaar gemaak het waarmee hy begin het. Dit maak van jou suksesvol. Dit maak jou voorspoedig. Jy's voorspoedig as jy end uit goeie besluite maak om Jesus voluit te dien. Die teendeel is waar, verkeerde besluite beroof jou van voorspoed. Ek wil hê dat dit met jou moet goed gaan en dat jy gesond sal wees en dat jy geseënd en voorspoedig sal wees. Maar dis gekoppel aan die toestand van jou gees. Het jy gekies om Jesus te dien? En kom ons vergeet van nuwejaarsvoornemens. As jy nou moet terugkyk oor die jaar wat verby is, dan wonder jy, hoeveel van die goed wat ek 'n jaar terug besluit het, het ek bygehou? Hier is die een besluit wat jy moet maak. Dien die Here in volle oorgawe. Kies reg. En dan sal dit met jou goed gaan. Gees, siel en liggaam. Selfs wanneer die teëspoed kom, gaan hy jou deurdra. En jy sal steeds voorspoedig wees, selfs binne in die negatiewe goed wat rondom jou gebeur. Mag die Here jou seën in 2026. Vader, ek seën nou in Jesus naam elke man en vrou wat hierna kyk en luister, mag hulle die guns van die Here beleef in elke area van hulle lewe. Mag dit die resultaat wees van goeie intentionele besluite. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.